wonderlike dag het die Here nie vir ons gemaak nie. Kom ons wees bly in die Here en ons geniet hierdie dag in Jesus Christus. Vanmôre gaan ek met u praat en ek gaan vir u 'n vraag vra. Ek gaan dan begin met 'n vraag. Wat is jou lewensverwagtinge? 2013 lê amper op sy rug en het jou verwagtinge vir hierdie jaar al in vervulling gekom? Of is jy teleurgesteld en ontmoedig deur omstandighede wat nie vir jou uitgewerk het nie? Probleme wat maar net meer geword het, finansies wat ontbreek en so kan ek aangaan. As jy dan op 'n skaal van 10 moet meet hoe sterk of hoe swak is jou lewensverwagtinge, waarby sal jy vanmôre uitkom? As jy goeie verwagtinge het, sal ek so na 10 toe gaan. As jy 'n hopelose gevoel het vanmôre, dalk aan depressie ly, dan is jou lewensverwagting baie laag. Is jou uitkyk op die lewe positief of negatief? Verwag jy altyd die goeie in die lewe of verwag jy die slegste? Vrees jy slegte nuus? Is jou hart vervul met verwagtinge oor wat die lewe in Jesus Christus vir jou inhou? Of lewe jy in wanhoop, ongeloof en soos ek gesê het, is jy depressief en sien jy nie meer kans vir die lewe nie? Die Here se hand was op Esegiel en hy het hom neergesit in 'n dal vol doodsbeenderinge. Die verhaal lees jy in Esegiel 37. Ek gaan net 'n stukkie aanhaal. Die hand van die Here was op my en hy het my uitgebring deur die Gees van die Here en my neergesit in die laagte en dit was vol beendere. Toe sê hy vir my: Mensekind, hierdie bene is die hele huis van Israel. Kyk, hulle sê, ons bene is verdor en ons verwagtinge is verlore. Dit is klaar met ons. Voel jy vanmôre so? Voel jy dat jy staan in 'n laagte en dat jou verwagtinge verlore is, dat daar geen lewensverwagting meer is nie? Dat jy staan nie op met 'n verwagting dat hierdie dag vir jou goeie dinge inhou nie, dat die Here jou gaan seën, dat dit net 'n wonderlike dag gaan wees nie? Voel jy dis klaar met my huwelik, dis klaar met my verhoudinge, dis klaar met my finansies, daar's net nie genoeg nie, ek kom nie deur nie, ek hou nie kop bo water nie? Hoe ervaar jy vanmôre die lewe en die omstandighede wat jy is? Ek lees dan vir jou in 1 Timoteus 2 vers 1. En hier gaan dit ook oor ons land se omstandighede. En hier moet ek ook vir jou vra, hoe voel jy vanmôre oor hierdie pragtige land waarin ons lewe? Voel jy dat daar's geen verwagtinge nie, dat dit ook klaar is met ons land se omstandighede, dat dit maar net al slegter en slegter sal gaan? Dan wil ek vanmôre ons almal aanmoedig, my inkluis, maar ons verwagtinge moet in die Here wees en nie in die land se leiers nie. Ons moet wat vir hulle doen? 1 Timoteus 2:1 sê, in die eerste plek vermaan ek dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegging gedoen moet word vir alle mense. Dit sluit in vir konings en almal wat hooggeplaas is, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid. Want dit is goed en aangenaam voor God, ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered moet word en tot die kennis van waarheid sal kom. My gebed in Jesus naam is dan vanoggend, dat die Here ons leiers verligte oë van hulle verstand sal gee, sodat hulle God se plan vir ons land sal sien en dit sal toepas. Kom ons vertrou die Here vir oplossings vir al die probleme wat ons in ons mooi land ervaar. En ek sê vir u dankie dat u saam met my stem vanmôre oor hierdie situasie en dat u kan amen sê op hierdie gebed van wat 2 of meer saamstem, so sal dit wees. Watter verwagtinge koester jy dan vanmôre vir jou huwelik? Het jy 'n hoë verwagting of het jy al opgegee dalk op jou huwelik? Watter verwagting koester jy vir jou kinders?
finansies en self vir jou kerkomstandighede. As jy nog as kind van die Here byeenkomste bywoon en betrokke is by 'n kerk, verwag jy altyd die ergste en word jou ergste vrese altyd bewaarheid. Hoe gaan dit, geliefde, met jou verhouding met die Here? Hoe lyk jou verwagtinge wat die Here aanbetref? Daar staan in Jesaja 49 vers 14, maar Sion sê, die Here het my verlaat en die Here het my vergeet. Voel jy dalk vandag so oor die Here? Dan weet ons dat dit 'n leuen uit die mag van die bose is en dat jy dit nie moet glo nie. Verwerp hierdie leuen vandag, want Jesus het gekom sodat ons almal gered moet word deur die Here se genade en dat niemand verlore sal gaan nie. Daar is verlossing en redding en bevryding en daar's hoop vir elke siel in Jesus Christus. En die woord sê, as ons die Here aanroep, as ons sy naam aanroep, dan sal hy ons red, hy sal ons verlos, hy sal ons bevry, hy sal ons genees, wat ook al jou behoefte mag wees. Roep jy net die Here aan. En as jy jou verwagting verloor het en voel soos Sion, die Here het jou nie verlaat nie, kind van God. Die Here is by jou. Hy sê, ek sal jou nooit begewe en nooit verlaat nie. Die ander kant van verwagtinge is dat ons kla oor mense wat nie aan ons verwagtinge voldoen nie. Klaagliedere 4 sê die volgende, vers 17. Ons kyk ons oë moeg om hulp wat nie opdaag nie. Van ons wagpos af kyk ons in verwagting uit na 'n nasie wat nie sal help nie. Watse verwagtinge plaas ons vandag op ons lewensmaat? Ek praat van kinders wat al uit die skool uit is, wat nie meer onder dissipline en die gesag van die ouers staan nie. Ek praat van vriende en kerkleiers. Watse verwagtinge plaas ons dalk op hierdie mense waaraan hulle nie kan voldoen nie? Want baie keer kom ons verwagtinge uit perfeksionisme, dat ons verwag dat mense dinge dieselfde moet doen, net so goed, net so mooi, net so wonderlik dieselfde, en dan kan hulle net nie aan daai verwagtinge voldoen nie. Ek wil met u getuienis deel wat die Here jare gelede vir my geleer het. Die Here het my geleer dat ek moenie my verwagtinge in mense plaas nie, want soos ek gesê het, die meeste van ons verwagtinge sal nie aan voldoen kan word nie. En die negatiewe van hierdie verwagtinge is dat ons word dan teleurgesteld en ons ervaar verwerping en dan kry ons emosioneel seer. Ek gaan u 'n voorbeeld noem. As ek vir u R1000 sou beloof, maar u verwag dit nie van my nie, en ek kom nie my belofte na en gee nie vir u hierdie R1000 nie, dan sal u mos nie teleurstelling in my ervaar omdat ek my woord nie gehou het nie. Dood eenvoudig omdat ek dit nie van u verwag het nie. U sien, dis daai verwagtinge wat geskep word en wat dan nie nagekom nie, wat ons teleurgesteld laat. En as jy dan net in die liefde van Jesus lewe, en jy plaas dan die verwagtinge op mense nie, dan kan jy nie teleurgesteld word nie. Ons vrouens byvoorbeeld verwag van ons mans dalk om gereeld vir ons te sê hoe hulle oor ons voel. Ons as vrouens wil hoor, hulle is lief vir ons, hulle gee om vir ons, hulle waardeer die kos wat ons maak en die huis wat ons so mooi skoon maak. En as hulle dan nie hulle gevoelens van waardering hardop uitspreek nie, ervaar ons verwerping en dan uit hierdie verwerping begin ons lewe en dit skaad ons huwelike geweldig. En die Here het vir my kom wys, dat ek moet niks van my man verwag nie, maar ek moet alles van hom verwag. En toe ek my verwagtinge van my man aflig, toe kom daar vrymaking in my eie hart, en daar kom vrede, en ek kon uit my liefde my man
Net so met ons gemeentes waar ons aanbid. Ons plaas verwagtinge op medebroers en susters, op die leiers van die gemeentes. En wanneer hulle ons val in ons oë, dan los ons sommer alles en ons los die kerk en ons gaan sit maar daar in ons grot by die huis. En jy weet wat het die Here vir Elia gesê toe hy hom in die grot kry? Hy het vir Elia gesê, wat maak jy hier? Wat maak jy in jou grot? Dis die vyand wat jou in 'n grot plaas en wil hê, jy moet daar bly en jy moet jouself jammer kry en jy moet op jou pyn floreer. Nee, geliefde kind van God, kom uit daai negatiewe omstandighede en van wat verwagtinge jou ingeplaas het en spreek mense vry en moenie verwagtinge op mense plaas nie, vandat God my dan hierdie les geleer het dit baie beter met my gegaan en het ek beter met mense oor die weg gekom, want my liefde is onvoorwaardelik en dit beskerming my teen verwerping en seerkry. Geliefde, onthou vandag my getuienis. Dit het my huwelik gered. Dit het baie verhoudings gered. Nou kan ek verhoudings met mense bou en omdat ek niks van hulle verwag nie, maar ek is bereid om in Jesus se liefde te lewe, floreer my verhoudings en my vriendskappe. Ek waarborg u, as u dit gaan doen, gaan u 'n radikale verandering sien in u verhoudings, alle verhoudings. Esegiel 37, die versie wat ek in die begin gelees het, gaan dan voort. Onthou, die Here vat Esegiel, hy sit hom in 'n dal vol doodsbeendere, en dit beteken dat Sion se verwagtinge verlore gegaan het. Nou vra die Here vir Esegiel, toe sê die Here vir my, mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En ek antwoord, Here, u weet dit. Daarop sê die Here vir hom, profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle, dorbene, hoor die woord van die Here. Geliefde, ek wil hê jy moet vanmôre die woord van die Here hoor. Ek gaan spreek oor jou dorbene. Ek gaan waarheid spreek deur die krag van die Heilige Gees. En vanmôre, as jy saamstem, gaan daar lewe kom. Die bene gaan in beroering kom. Hulle gaan senings en vleis en vel oorkry. En dit gaan weer lewe. Jou verwagtinge gaan weer oplewe vanmôre in die Here. So hoor vanmôre die woord wat ek tot jou gaan spreek. My vraag verder is dan, wat is jou verwagtinge oor jou probleme, jou bekommernisse en wanneer jy krisisse beleef? Sê jy my probleme kry net kleintjies? As die een verkeerd gaan, hou dit nie op nie. Die probleme kom in altyd in dries. Julle weet mos, dit kom nou maar van die voorouers af. Hulle het altyd geglo dat wanneer die probleme begin, kom dit in dries. Sê jy, hy of sy is 'n ongeluksvoël, altyd op die verkeerde plek en dan gaan die dinge verkeerd. Sê jy ook alles wat verkeerd kan gaan, gebeur altyd net met my. Dit is dorbene. En ek wil vanmôre hê, as jy dit oor jou lewe glo, moet jy hierdie leuen verbreek, kanselleer en verwerp. As daar vanmôre luisteraars is, wat na my luister, breek ek vanmôre hierdie negativiteit in Jesus naam. En ek spreek vanmôre lewe deur die volgende woord. Matteus 11:28. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. 1 Petrus 5:7 sê, werp al jou bekommernis vanmôre op die Here, want hy, geliefde luisteraar, sal vir jou sorg. Kom ons profeteer vanmôre oor ons dorbene wat in die laagte lê en ons spreek die lewende woord van God. Kom ek vertel vinnig vir u 'n getuienis van Graham Cook. Hy is bevriend met 'n vlieënier wat vliegtye vat om
die vliegtuie dan te toets. Hy doen vlugtoetse op hierdie vliegtuie. Hierdie vliegtuie is nog nie heeltemal klaar voltooi nie. Die panele voor die drade is nog oop en so aan. Hulle het nog nie toegemaak nie. Dan vat hierdie man hierdie vliegtuig op en hy toets hom. Hy kyk hoe hoog hy hierdie vliegtuig kan vat. Voldoen hierdie vliegtuig aan die vermoë waarvoor hom gebou het. En hy sê die dag vat hierdie man weer hierdie vliegtuig op. Is 'n vriend van hom. En terwyl hy vlieg, kyk hy so en hy sien die volgende oomblik is daar 'n rot wat besig is om aan hierdie oop drade en kabels te kou. En hy dink, jete, wat gaan hy nou doen? As hierdie rot nou een van hierdie goed deurkou, dan gaan hy moeilikheid hê. En hy praat met die grondpersoneel en hy sê vir hulle, luister ouens, hier's 'n rot in die kajuit en hy kou aan hierdie drade en hulle lag. Hulle lag vir hom. En hy sê, luister, dis nie 'n grap nie, hier's regtig 'n rot in hierdie kajuit saam met my. En een ou, en Graham sê, hy kom al van Noag van die ark af, hoe lank hy al vir met vliegtuie en goed te werk. En hy sê vir hom, luister, sit jou suurstofmasker op, en vat hierdie vliegtuig so hoog as wat jy kan. Dat as die vliegtuig so hoog is, dat daar 'n suurstoftekort is, sal hierdie rot vrek. En hy doen dit toe. En tot sy verbasing vrek hierdie rot. Hy kom toe weer af, en na die normale hoogte, en wat lewer hierdie getuienis vandag in vir my en u? Ons moet ons probleme vat na 'n hoër dimensie. Ons moet dit vat na die Here toe. Ons moet dit voor sy troon, daar hoog bokant, in die hemele, waar God se troon is, met ons probleme vat. En ons moet dit daar los. En ek sê vir u dat ons probleme sal nie kan standhou nie. Net soos die rot gevrek het, kan jou probleme en bekommernisse nie staan in die teenwoordigheid van God nie. Vanmôre wil ek vir jou vra, vat jou probleme, vat jou bekommernis na 'n hoër autoriteit, na 'n hoër level. Vat dit voor en sit dit voor die troon van God neer en hy sal jou help en vir jou probleme oplos. Wat is jou verwagting vanmôre oor die roeping waarmee God jou geroep het? Glo jy ten eerste dat God jou geroep het om 'n spesifieke taak vir hom op hierdie aarde te voltooi? Of is daar geen verwagting in jou hart dat God jou wil of kan gebruik nie? Geliefde, God se roeping en gawes is onberoulik in hierdie lewe. Wanneer God ons roep, moet ons antwoord en gewillig wees om te doen soos hy wil. God is nie 'n aannemer van 'n persoon, dat hy net sekere mense roep nie. Hy roep ons almal. Ons moet net antwoord op sy roepstem. Hoor jy hom roep? Ervaar jy hoe die Gees van God jou lei in 'n sekere rigting van bediening? Ervaar jy dat jou liefde vir mense en jou omgee, lei jou in 'n rigting van dat jy vir mense wil bid, dat jy vir siekes wil bid, wat ook al die geval mag wees? God roep jou. Antwoord op sy roepstem. 2 Petrus 1:10 sê die volgende: ek beywer my om my roeping en verkiesing in Jesus Christus vas te maak, want as ek dit doen, sal ek nooit struikel nie. As jy nog nie weet wat jou roeping is nie, vind jou roeping. Gaan vra die Here, hy sal jou lei en hy sal vir jou wys wat jy vir hom op aarde moet doen. En wanneer verwag ons die Here? Verwag ons dat Jesus eendag gaan terugkom aarde toe met sy wederkoms, wanneer hy sy verskyning gaan maak en dat elke oog hom sal sien kom op die wolke, net soos hy opgevaar het na die hemele, sê die woord, net so sal hy weer terugkom? Verwag jy die Here dan eers? Kom ons kyk wat sê Psalm 25 vers 4. Here, maak my u weë bekend, leer my u paaie, lei my in die waarheid en leer my, want u is die God van my heil. U verwag ek die hele dag.
Ek verwag God se ingryping elke dag in my lewe, want hy is die God van naby. Hy gaan kom, verseker. Maar geliefde, verwag God se ingryping in jou lewe elke liewe dag. Verwag dat God 'n held is wat verlossing skenk in nood. Verwag dat hy aan jou goed sal doen as jy hom bid en goeie dinge vra. Verwag dat die Here in trauma en krisisse by jou sal wees. Verwag hom dat wanneer jy 'n siekte ervaar, sal hy sy woord stuur en jou van al jou krankhede genees. Verwag die Here dat hy in jou werk is, dat as jy dalk vandag sonder 'n werk is, sonder 'n inkomste, sê hy, ek weet wat ek vir jou beplan, sê die Here, voorspoed en nie teëspoed nie. Ek verwag dat God 'n toekoms vir my het. Goeie verwagtinge. Elke dag is vir my 'n genadedag. God se genade is vir my nuut elke môre. En as ons op hom wag, kry ons nuwe krag en kan ons elke dag voluit lewe. Is jy lewensmoed en moeg en uitgeput van al die eisinge wat daar op jou lewe is? Ek bid dat die Here jou sal laaf vandag met strome van lewende waters en dat sy kosbare gees jou sal optel en jou innerlike vandag sal versterk. Verwag God elke dag in jou omstandighede, want hy's naby jou, kind van God, en hy sal jou nie begewe of verlaat nie. Die Here sê in Jeremia 17 vers 7, geseënd is die man of vrou wat op die Here vertrou, en wie se vertroue in die Here is. Ek wil sê, wie se vertrou en verwagtinge in die Here is. Want hy sal wees soos 'n boom wat bly by waterstrome, wat geplant is. Sy wortel uitskiet by die stroom, en nie vrees as die hitte kom nie, maar sy blad bly groen, en in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie, en hy sal nie ophou vrug te dra nie. Kind van God, dis die Here wat vanmôre met jou praat. Dis wanneer jy op die Here vertrou en jou verwagting in God plaas, sal jou hierdie profesie uit Jeremia 17:7 ook in jou lewe waarkom. Gaan skryf dit neer en verklaar dit oor en oor in jou lewe. Waarna kan ons dan nou nog uitsien? Ek het dit al genoem, dat die Here Jesus gaan weer terugkom. En u weet, die Here wat jou gered en verlos het, wat die begin van jou geloof is, sal ook die einde daarvan wees. Waarna sien ons uit? Want terwyl ons in die hede leef, kyk ons uit vir die dag wanneer Jesus weer gaan terugkom. 1 Korinte 1:7 sê, julle bly ook vol verwagtinge uitsien na die verskyning van ons Here Jesus Christus. Ek is soos 'n kind wat uitsien na 'n wonderlike ondervinding van sy wederkoms. Petrus sê, ons leef in verwagting dat die dag van die Here sal kom. 1 Johannes 3:2 sê, geliefdes, nou is ons kinders van God en dis nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat as hy sal verskyn, ons aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Elkeen wat hierdie verwagting in verband met die Here koester, hou hom rein soos Jesus ook rein is. Openbaring 22:12 sê, en kyk, ek kom gou, en my loon is by my, om elkeen te vergeld, soos sy werk sal wees. Johannes 6:47 sê ook, voorwaar, ek sê vir julle, wie my glo, het die ewige lewe. Ons verwag nie net dat die Here Jesus weer gaan terugkom nie, maar ons weet ook, na hierdie lewe sal ons vir ewig ook in die geestelike dimensie saam met hom lewe. 'n Ewigheid saam met die Here vir altyd. Al die ligte verdrukkinge waardeur ek en u moet gaan op hierdie aarde is niks in vergelyking met die alles omheersende heerlikheid wat wag wanneer ons 'n ewigheid met hom gaan lewe in heerlikheid nie. Maar moenie verwag dat as jy nog 'n sondige lewe op jou eie lei, sonder om Jesus Christus as jou verlosser aan te neem, dat jy 'n ewigheid saam met hom sal deurbring nie. Ons koester ook verwagtinge wat nie vervul sal word nie.
Want wat jy saai, sal jy ook in die ewigheid maai. Die woord sê, as jy in die vlees saai, sal jy die verderf maai. Maar wanneer jy in die gees saai, in Jesus aanneem en verander word deur geestelike wedergeboorte, sal jy die ewige lewe saam met Jesus maai. Sorg dan dat jy Jesus as jou verlosser en jou saligmaker aangeneem het. Maak jou saak vandag met die Here reg, sodat jy 'n ewigheid saam met hom kan deurbring in heerlikheid. Ek gaan afsluit met die volgende 2 skrifversies. As jy kan, skryf dit neer. Psalm 119 vers 116. Laat my vasstaan soos U beloof het, dat ek kan lewe, dat ek nie teleurgesteld sal wees in my verwagtinge nie. Ons moet vasstaan in die woord van die Here en sy beloftes glo wat hy aan ons gemaak het, want hy is tog 'n waarmaker van sy kosbare woord. Staan dan vas in die beloftes van die Here en soos ek gesê het, laat sy woord jou vanmôre laaf. Psalm 62 vers 5. Wees maar net stil tot God my siel, want van hom is my verwagtinge. Wees net stil. Onthou, ons verwagtinge is van die Here en nie van mense nie. Partykeer maak mense lewe beloftes. Hou hulle dalk nie hulle woord nie en voldoen hulle partykeer nie aan ons verwagtinge nie. Maar God is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. Ons op hom volkome vertrou. Hoe lyk jou verwagtinge vanmôre, o kind van God? Kom ons bid saam. Here, ek bid vanmôre dat U ons sal help, dat ons verwagtinge nie soos dorbene sal lyk nie. En as dit is, Vader, bid ek dat die woord wat ek vanmôre gespreek het, lewe sal bring. Profeteer lewe, dat mense se verwagtinge in hoop in U nooit sal afneem nie. Here, help ons vanmôre om vas te staan in die woord. Vervul ons hart met U verwagtinge oor dit wat U elke dag in ons lewe wil doen. Want Here, U is 'n waarmaker van U woord. Ons dank U, Here, dat U vanmôre dorbene verander, sodat hulle lewend sal wees, deur die woord lewendig gemaak. In Jesus naam. Amen.